Iemand het eendag gesê, die grootste respek en eerbied wat jy aan iemand kan betoon, is deur jou tyd vir hom te gee. Jou onverdeelde aandag, jou bewuslike teenwoordigheid saam met daardie persoon. Maar dan nie net ook saam wees nie, maar tot beskikking wees om vir die ander persoon daar te wees. Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. En wanneer ek en jy ook dan vanoggend by God stil word, kom ons doen dit met 'n honger hart. Kom ons sê ook vanoggend vir hom, Here, hier is ek in u teenwoordigheid om te hoor wat u vir my wil sê, sodat ek kan doen en kan word wat u wil hê. Daarom ook ons tema vanoggend is doen slegs u wil, Heer. Lukas 22 vers 42. Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Matteus 6 vers 33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Nou, jy sal seker sê, hier's like, Charles is daarom baie deftig vanoggend, hy tot 'n pen in die boesak. Maar die doel van die pen is juis om vir jou iets te illustreer. Hierdie pen is 'n ding wat gemaak is waarmee ek en jy kan skryf. Terwyl hy in die boesak is, beteken hy niks nie. Maar die oomblik as ek hom uithaal, die punt uitdraai, hom in my hand sit en begin skryf, dan bereik hy sy skepingsdoel. Dan doen hy dit waarvoor hy gemaak is. Nou net soos hierdie pen is daar nie 'n manier dat ek en jy sinvol, effektief, gelukkig kan lewe in hierdie wêreld as ons nie in die een se hand is wat ons gemaak het vir 'n spesifieke doel nie. Hy het ons geseën met gawes, talente, vermoë en persoonlikheid, alles, sodat hy ons in sy hand kan neem wanneer ons onsself tot sy beskikking stel en sê, Here, gebruik my, u is in beheer. Die oomblik as ek beheer oorgee en myself in God se hand plaas, bereid is om sy wil te doen, dan begin hy deur my die mooiste stories skryf. Nou vanoggend gaan ons gesels oor hoe kan ek die wil van die Here ken? Maar ek wil net so 'n bietjie aanhaak by waar ons was in die vorige 2 Sondae. Toe het ons vir mekaar gesê, hoe praat God met ons? Op 'n klomp verskillende maniere, soos 'n DStv, klomp verskillende kanale, en hy praat met ons op al hierdie kanale, so ons moet leer om wyd te luister. Toe het ons ook vir mekaar gesê, hoe nader ons aan God kom, hoe duideliker kan ons sy stem begin hoor. Dit is soos wanneer ek hierso staan en ek roep vir iemand daaronder, hoi! En ek moet hom skree, maar hy hoor net my geskree, maar as ek nou vir hom sê wat hy moet doen, gaan hy nie kan hoor wat hy moet doen nie, want hy's te ver. En dis wat ons baie keer doen. As ons in die moeilikheid is, dan roep ons, God, help tog asseblief. En dan moet God ewe skielik vir ons help en sommer dadelik daar wees. Ek en jy is gemaak om in 'n verhouding met God te leef. En hoe nader ons aan mekaar kom, hoe nader ek aan God kom, en hoe meer bewustelik ek saam met hom leef, dit wil sê sensitief. Hy's hier langs my, hy's in my, hy's om my, hy's oral, en ek deel my hele wêreld met hom. Dit wil sê, ek vat my lewenspen en ek sê, Here, ek kan net sinvol mens wees en u wil ken en doen wat u wil, as u vir my wys hoe om dit te doen. Juist daarom het hy ons sy gees gegee, om ons in die waarheid te lei en ons te leer wat is God se wil. So dit is 'n bewustelike saamleef
met Jesus onder leiding van die Gees elke dag tot sy beskikking, sodat hy deur my kan doen wat hy wil. En daar is nou 'n baie belangrike ding. Ons hele lewe draai meeste van die tyd rondom dit wat ons moet doen en dit wat ons wil doen. Dit wat ons nou hier, jy weet, ek moet vandag by die werk wees en ek moet dit en dit en dit en dit en ons het ons to-do lysie wat ons kan aftik en baie keer dit wat ek wil doen. Ek wil nog dit doen. Die oomblik as ek bewustelik sensitief saam met God as 'n lewende werklikheid in verhouding begin leef, dan is dit 'n prys gee van wat ek wil en hoe ek wil, wanneer ek wil, en dit is 'n oorbeweeg na Jesus, ek voel nou so, wat sê u daarvan? Hoe voel u hieroor? En om dan te luister. Nie net te sê, Here, dit moet en ons inkopieslysie voor hom neersit nie. Nee, Here, wat wil u hê? Moet ek nou doen? Kom ek illustreer dit vanoggend vir jou aan die hand van 'n praktiese voorbeeld. Op 'n stadium het my gesin gegroei, kinders het meer geword, jong en die kar het te klein geword. En jy ken daai ding, van om 3 woelwaters, hoe klein dit in 'n klein karretjie te ry, rond te ry en saam met hulle te wees, word 'n vreemde uitdaging vir elke ouer. En aan alle kante toe die ongemak net al hoe groter gegroei, by my, by ma, by die kinders, by almal. En ek het so 'n gut feel gekry, so 'n ding wat hier in my binneste kom lê. Here, ek sal daarom bitter graag 'n kombi wil hê. Jong, en hierdie ding het al hoe meer begin groei dat, weet jy, dalk is 'n kombi die oplossing vir 'n groot klomp van ons probleme. Die eerste ding wat jy vanoggend moet raak hoor is daardie ding van 'n gut feel. Van hier in jou binneste begin jy beweging ervaar. Hier gebeur iets. En weet jy, Nehemia is so 'n mooi voorbeeld daarvan. Nehemia het hierdie binneste woeling ervaar en God het in sy binneste en hy het hierdie ding ervaar van hy moet die mure van Jerusalem gaan herbou. God het dit vir hom gegee. En hierdie ding kan baie verskillende forme aanneem. Dit kan soms 'n behoefte wees, iets wat jy voel, weet jy, dit moet gebeur. Dit sal daarom lekker wees as ek 'n kombi kan hê. Ander kere is dit 'n onrustigheid wat groei in jou siel. Van weet jy, ek weet nie wat nie, maar ek voel so half ek het nie 'n lekker gevoel oor hierdie ding nie. Hier's iets aan die kom wat nie lekker in my siel val nie, in my gees rond lê nie. Ander keer is dit weer 'n ding wat groot ongemak veroorsaak. Hierdie ding wat 'n Noag seker moes voel, jy weet, hy voel hier, God is besig om met hom te werk, 'n Abraham en almal, en om hierdie ding te doen, 'n ark te bou, sy seun te offer, begin by verhouding met God en iets wat in jou binneste gebeur. En dan is die belangrike ding dat ek en jy moet uitvind, waar kom hierdie gevoel? Want hierdie gevoelendheid lei tot gedagtes. Nou moet ons uitvind, van wie af kom hierdie gevoelendheid of hierdie gedagtes? Ek het jou gesê, dit kan van 3 plekke afkom, van God af, van myself af, of van Satan af. So ek moet die hele tyd toets, dit wat ek beleef, dit wat ek voel, dit wat ek dink, dit wat ek wil. En dan is die belangrike ding, dan is dit nie sommer net vir inspring en nou begin soek en rondkyk vir 'n kombi nie. Wag. En hoeveel kere het ek dit al geleer? God is nie haastig nie. Hy wil ons seën met die beste, maar dan moet ons wag dat sy planne en sy wil gebeur. In die kombi se geval, jong, ek het ewe skielik begin rondbel. En ek het 'n man gekry en hy het vir my gesê, hoor, hierdie is nou net die kombi wat jy wil hê. Maar dit was 'n omgeboude kombi met 'n V6 engine. En ek het so weer eens daai gevoel gehad van, weet jy, hierdie ding en so omgeboude ding, moeilikheid wat jou kant toe kom. Maar hierdie man het alles in sy vermoë probeer om my te oortuig. Ek sê toe naderhand vir hom, luister Boeta, ek wil dit vir jou duidelik stel. Ek is 'n kind van God. En as jy my probeer beduiwel, dan het jy groot moeilikheid.
wanneer gaan my pappa bietjie besig raak met jou? En dit gaan nie lekker wees nie. Daai beginsel wat Jesus sê, dit wat jy saai, sal jy maai. So as jy iemand anders beduiwel, moet jy weet, op 'n sekere manier gaan dit terugkom na jou toe. En ek wil net aangaan en ek wil voel, Here, ek voel nie lekker nie, maar is dit nie dalk wag. En ek sê, goed, Here, ek soek bevestiging van wat U wil is. So dit begin by 'n gevoel en toe gaan ek na die woord toe. Dan sê ek, Here, okay, soos wat ek deur die woord normaalweg lees, wys vir my wat is U wil. En hoe verder ek gaan en hoe meer ek die woord lees, hoe meer kom ek af op wag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En as jy my nou goed ken, sal jy weet, wag is nie my sterkpunt nie. Ek wil dinge doen en die dinge moet gebeur. En ek moet wag. Ek sê, Here, goed, dit is nou nie krities belangrik dat ek hom nou moet hê nie. So ek wag. So die eerste toetssteen is hierdie emosionele beweging hier binne. Baie keer wat die hele ding laat gebeur. Moet ek nie dalk? En nou, Here, soek ek U wil ten opsigte van dit. Die tweede ding is, nou soek jy bevestiging in die woord. Die derde ding is, mense. Ek het toe gegaan en vir 3 mense gevra om saam met my te bid, sonder dat hulle geweet het waarvoor hulle bid. Hulle moet ook God se wil namens my vir my situasie soek. En weet jy, al 3 van hulle het teruggekom en met hierdie boodskap van, dit is nie nou die tyd nie. Sonder dat hulle geweet het waarvoor hulle bid, dis nie nou die tyd nie. Op verskillende maniere, uit verskillende hoeke, maar in essensie kom dit daarop neer. Wag, dis nie nou God se tyd nie. Dit lei tot die 4de ding. En dit is omstandighede wat belyn word. Dinge rondom jou wat gebeur. Kom ek vat jou gou weer na Nehemia toe. Nehemia het hierdie ding gehad, wat God op sy hart gedruk het. Hy het vir niemand gesê nie. Hy het na die koning toe gegaan. En hy het vir die koning gesê, dit is wat hy wil doen. En die koning sê, nee, dit is goed so. En nie net dit, uit sy eie, sê die koning van Nehemia, ek geef jou alles wat nodig is omtrent, vir die herbou van die mure. So God belyn die koning se hart, hy wek welwillendheid, om vir Nehemia te ondersteun in dit wat God vir hom gegee het om te doen. En dit is verskriklik belangrik. Wanneer ek en jy groot besluite moet neem, dan is dit so interessant. Daar is 'n klomp goede waarna mens moet oplet. Een van hulle is open toe deure. Ons praat baie mos daarvan, wat ons sê, die Here maak 'n deur oop. En waar die Here 'n deur toemaak, maak hy 'n waarheidsdeur oop. So dit is daar die wag in gehoorsaamheid op God, om vir ons te wys, watter deur is sy deur. Want ons het 'n klomp deure en ons het 'n klomp planne en ons het nou nog hier agterop 'n ding van die dinge moet gebeur, so dringendheid wat gewek word, meeste van die tyd deur Satan. Hy wil hê ons moet vinnig beweeg sodat ons nie kan hoor nie, sodat ons foute kan maak en op die einde van die dag seer kry. Maar wanneer jy saam met God leef, moet ek en jy leer, ons moet met 'n heilige huiwering lewe. Jy beweeg vorentoe, maar stukkie vir stukkie, versigtig getrap. Here, ek weet, ek is op gladde klippe hierso, en ek wil nie val nie. Here, wys vir my, wat is die volgende tree wat ek moet gee? En dan is dit wonderlik hoe God deure oopmaak, en ander deure toemaak, en hoe hy jou dan inlei in dit wat hy wil vir jou lewe. Dan iets wat hiermee saamhang, wat ek ook vir die Here sê, Here, soos 'n Gideon, met die maatjie wat ek jou vertel het, laat dit dou op die maatjie volgende nag, net van die maatjie af. Here, wys vir my, ek vra 'n teken. So 'n paar weke, nadat ek en die man gesels het, en hy hierdie kom wys het, en ek vir hom gesê het, jy moet oppas. Toe bel hy my uit die bloutyd. Hy sê, my dominee, ek het jou kombi. Ek sê, ja. Hy sê, hier's 'n demonstrasiemodel daar
ek gaan hom haal vir jou, ek gaan hom bring vir jou, want ek weet dit is jou kombi hierdie. Hy het hom gaan haal, hy het hom gebring, en toe ek hom sien, toe weet ek, dit is my kombi hierdie. Toe weet ek, dit wat nou gebeur het, is deel van God se plan. En die oomblik, wanneer jy dan hierdie pad van soek na God se wil, bevestiging gevra het van sy wil, en dit gebeur, dan weet jy, dit is sy wil, en dan kry jy die volgende ding, en dit is, daardie vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Jy kry 'n stuk geloofsgerustheid, van weet jy, ek is binne God se wil, en God stap hierdie pad, soos wat hy tot nou toe saam met my gestap het, gaan hy hom ook verder saam met my stap. Ek sluit af vanoggend. So daar is twee kante. Aan die een kant, my elke dag se lewe. Soos wat ek lewe deur die dag, deur God deel te maak van my lewe en te besef, ek is hier vir hom, hy is nie daar vir my nie. Die tweede ding, in sekere situasies, groot besluite, dinge wat jy wil doen, wat hier begin gebeur, soek allereers die koninkryk en die wil van God. Stop. Here, nou wil ek weet wat is u wil. En dan werk jy deur hierdie dinge wat ek vir jou gesê het vandag. En jy gaan verbaas staan. Hoe meer ons wag om God se wil te hoor en dit te doen, hoe meer begin die wonderwerke in ons lewe gebeur. Want God werk altyd op 'n buite die boks, op 'n bonatuurlike manier, soos wat net hy kan, om vir jou en my te seën, en om ons te leer, dat dit soveel beter is om in sy hand te wees, as wat ons probeer, om ons eie lewensstorie te skryf en ons lewens te beplan. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete. Shalom. Baie dankie Hemelvader, dat u vir ons lief is met 'n oneindige liefde. En dat u as 'n hemelse Papa Vader, vir elkeen van ons wil seën, soos wat u in Jesus ons geseën het met die enigste seën, wil u ook in deur die Gees vir ons seën met net die beste vir elkeen van ons. En Vader, u beste is nie altyd soos wat ons dit wil nie, maar ons wil ook vanoggend soos Jesus bid. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied, want ons weet, u wil is die heel beste vir elkeen van ons. Baie dankie vir u liefde, u leiding, en dat u saam met ons hierdie pad stap. Amen. Om elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp te ontvang, stuur net jou naam en nommer per WhatsApp na 0828216433. Vir motiveringsvideo's kan jy gerus ons Lewende Gemeenskapsblad op YouTube besoek. Daar is ook 'n Engelse blad, Live Light Community, op YouTube. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig blad op Facebook te besoek en dan ook ons Engelse blad op Facebook, Live Light. Op Telegram kan jy net 'n soek doen onder Lewelig en dan daar aanteken en dan sal jy ook elke dag jou dagstukkies daar kan kry. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Sjaal.